Die minister van Polisie maak die misdaadstatistiek bekend en die breë basis swart ekonomiese bemagtigingsvereistes vir die lisensiering van satellietdienste soos Starlink word verslap. Goeiedag, dis vandag die 23ste Mei, welkom by jou Afrikaanse nuus net hier op Pretoria FM. Die minister van Polisie, Senzo Mchunu, het streng uitgevaar teen diegene wat volgens hom waninligting oor die misdaadvlakke in Suid-Afrika versprei. Hy het verwys na die vergadering tussen president Cyril Ramaphosa en sy Amerikaanse eweknie Donald Trump, waar tydens daar onder meer verwys is na 'n wit volksmoord en dat wit boere uitgemoor word terwyl hulle grond gevat word. Mchunu het vanoggend die misdaadstatistiek vir die 4de kwartaal van die 2024-25 boekjaar vir die tydperk van 1 Januarie tot 31 Maart vanjaar bekend gemaak. Hy het die inligting wat aan Trump versprei is oor spesifiek plaasmoorde as ongegrond beskryf. Volgens hom ontken hy nie die hoë misdaadsyfer in die land nie, maar meen uitlatings dat niks daaraan gedoen word nie onwaar is. Intussen het Mchunu bevestig dat daar tussen Januarie en Maart vanjaar nasionaal 5.727 moorde gepleeg is. Dit is 'n afname van 809 moorde of 12,4% in vergelyking met die 4de kwartaal in die vorige boekjaar. Mchunu sê 22 polisiebeamptes is in die tydperk vermoor, met 6 beamptes wat op diens was en 16 wat van diens af was. 10 van die vermoorde polisiebeamptes was van Gauteng. Poging tot moord toon 'n afname van 5,8% en aanranding met die doel om ernstig te beseer is 'n afname van 5,3%. In die geval van verkrachting is 10.688 gevalle aangemeld. Die VF+ sê hy is versigtig optimisties oor die dalende misdaadsyfers. Die party se nasionale voorsitter en hoofwoordvoerder oor polisie, Wouter Wessels, sê die party is versigtig optimisties oor die statistiek. Vandag se misdaadstatistiek toon 'n skerp afname in alle kategorieë misdaad teenoor 'n jaar gelede. Wessels sê die realiteit van Suid-Afrika se kritieke misdaadsituasie is steeds dat die land se moord- en verkrachtingssyfer, soos baie ander soorte misdaad, van die hoogste ter wêreld is. Volgens hom is dit opvallend dat die misdaadsyfer 'n toenemend beter prentjie begin skets sedert die nuwe polisieminister die besem in die hand het. Wessels sê dit is egter daarom jammer dat die minister dit vandag moes goeddink om vir die eerste keer ras te voeg by die 2 plaaseienaars en ander persone wat in landelike omgewings vermoor is. Die Departement van Kommunikasie en Tegnologie het 'n kennisgewing in die Staatskoerant gepubliseer wat voorstel dat breë basis swart ekonomiese bemagtigingsvereistes vir die lisensiering van satellietdienste soos Starlink verslap word. Hierdie voorstel is daarop gemik om 'n tydelike oplossing te bied aan lisensieaansoekers wat gehoor moet gee aan 'n reël wat 30% eienaarskap deur histories benadeelde groepe voorstaan en in die wet op elektroniese kommunikasie vervat is. Dit kan moontlik die weg baan vir Starlink se bedrywighede in Suid-Afrika. Dis dan die einde van vandag se nuusbulletin. Mag jy 'n heerlike naweek verder hê. Ons is maandag weer terug met nog nuus hier op YouTube, op Facebook, op al die sosiale media kanale. Onthou om hierdie te deel met jou vriende en familie en op so 'n manier hou ons dan almal op hoogte oor die jongste nuusgebeure. Van my kant af, totsiens.